Ek is opgewonde dat ons in Februarie is en reeds die tweede van die 12 klein profete kan hanteer. In party van my commentaries wat ek lees, staan daar dat Hosea die eerste een was. Ek weet nie, maar hulle was baie na mekaar, Hosea en Amos. Okay. En dis nie so relevant nie. Hulle was omtrent seker maar dieselfde tydgenote gewees. Nie dat ek dink hulle het mekaar geken nie. Ons het mos laas gesê wie was, weet nie, maar in elk geval. Ek wil gou vir julle sê, wil sommer net aanvul by wat in die Gael sê. As ons praat van die gemeente, praat ons van die liggaam van Christus. Okay? En ons is almal saam die liggaam van Christus. So ek wil net sê of jy van hierdie kerk is en of jy nie van hierdie kerk is nie, jy is ongelooflik welkom. En ek die Here sit dit sommer net op my hart om net vir julle vinnig te lees 1 Korintiërs 12 vers 26. En dis werklik waar hoekom ons as vroue so by mekaar kom en mekaar so kan dra. En dit is ongelooflik kosbaar. Want Jesus is nie meer in die vlees op die aarde, dat hy saam met jou om 'n tafel kan sit en 'n koppie koffie saam met jou kan drink nie. Hy kan dit in die gees doen, maar op die aarde, in die wêreld waar ons nou is, gee hy tog vir ons mekaar. Okay. En die hele 1 Korintiërs 12 verduidelik die liggaam van Christus baie mooi, maar vers 26, en as een lid lei die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So hou dit net in gedagte, ons is die liggaam van Christus, die Ekklesias, dink ek, is die Griekse woord vir dit. Okay. Hoekom behep ons so met die 12 klein profete? Hoekom is dit vir ons so waardevol om te weet wat hulle hier verduidelik? Ek wil weer vir julle hierdie skrifte lees, en as julle dit laas gemis het, of as julle dit nog nie baie mooi neergeskryf het nie, skryf dit net weer vir julle neer. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, om vir jou tereg te wys, tot onderwysing in geregtigheid. Mooi, né? 1 Korintiërs 10 vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom. Wie is hulle? Hosea hulle. As voorbeeld en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En weet julle wat? Dit is super waardevol, want as jy nou op die einde van die dag in die hemel kom en God het nou waaraggies vir jou 'n som totaal van 1 boek gegee om te bestudeer op aarde en jy het dit gemis, dan het jy baie waardevolle inligting gemis. En Hosea is 'n vreeslike vreemde boek, want God sê vir hom, gaan trou met 'n hoervrou. Hoe vreemd is dit? Dit is so uit God se karakter uit. Maar God wil ons iets leer van sy eie hart. So dis die eerste ding wat ons uit Hosea uit leer, is ons leer iets. Hosea voel God se hart. Hy voel hoe breek sy vrou weer sy hart. Hy voel hoe kry sy vrou 'n buiteegtelike kind en breek weer sy hart. So dit het baie te doen met die gevoel wat God voel. En as jy vir iemand kan kyk wat seer het en kan uitbars in trane, dan voel jy God se hart. As jy staan, dit was vir my die ander dag so, dis vreeslik amazing hoe die Here hierdie ding gebruik het, dink ek sommer nou aan, ek en een van my fisios het 'n verskriklike, onnatuurlike, abnormale uitval, ek en sy het nooit 'n dag beklei nie, maar die dag is dit soos 'n ambush. Ons het 'n verskriklike fight, en ons albei is dikbek, en ons albei is dierbare kinders van die Here, en nou gaan ek na die Here toe, en ek sê vir hom, regtig, hoe kan sy? Na? En ek weet, sy gaan ook na hom toe, en sy sê vir hom, Anjuret, nou wat moet God sê? En die Here wys my so mooi, dit is hoekom ek jou kinders met mekaar laat beklei, sodat jy kan voel, want wat doen jy as jou kinders, mamma hierdie een sê dit, mamma hierdie een sê dit, en eintlik is albei sinneloos, so wat moet jy nou sê?
Albei is dalk reg, of hierdie is dalk heeltemal verkeerd en hierdie is dalk heeltemal reg, maar jy weet waar hy vandaan kom. Hoe moet jy vir God antwoord? Hoe moet jy jou kinders antwoord op dit? Kry God se hart. Leer die skrifte, lees die skrifte, verstaan die skrifte en leer God se hart. Okay, dis die eerste ding wat Hosea vir ons wil leer. Ek gaan nog 'n paar keer per ongeluk sê Amos, ek moet nou in Hosea kom. En dan die tweede ding wat ons leer uit Amos uit is hoe Israel bly hoereer het. En dan gee God laat vir Amos voel en ervaar en hy word 'n lewende voorbeeld van hoe Israel aanhoudend teruggeval het na afgoderry toe. Aanhoudend teruggeval het en die Baals aanbid het. Aanhoudend teruggeval het en goed gedoen wat nie vir God aanvaarbaar en aanneemlik was nie. So dis die twee hoof goed wat ons uit Amos uitleer, wat Amos voorgeskryf is. Amos word gedeel in twee afdelings, hoofstuk 1 tot 3 wat ek hoop Hosea, hoofstuk 1 tot 3 wat ek hoop ons vandag gelees gaan kry, praat spesifiek oor Amos se huis en die tragedie in Amos se huis. En dan hoofstuk 4 tot 12, dan vertel hy eintlik oor die tragedie in die land. Dan gaan hy weer aan oor Israel. Alraai. Hosea is geskryf, het ek gesê Hosea? Ek gaan dit nou kry. I've got this. Hosea. Okay, Hosea is geskryf 750 tot 714 voor Christus. Okay. Dit is in die tydperk waar die koninkryke reeds verdeel was. Okay. Hosea is uit die noordelike tribe uit en hy profeteer ook aan die noordelike tribe. Alright. Hosea is een van die klein profete wat die langste geprofeteer het. Hy het bykans 40 jaar geprofeteer. Hy het 6 konings van Israel deur geprofeteer. En ons gaan dit ook sommer nou lees. Alright. So, is julle almal oop by Hosea? Is almal by hoofstuk 1 vers 1? Kan nie mag. Hosea's name means salvation or deliverance, and was chosen by God to live out his message to his people. Dis presies so. Hosea, Yeshua, dit beteken salvation. En dit is God se storie van salvation. Ja. Die verlossing, nou. Okay. Vers 1, die woord van die Here wat gekom het tot Hosea. Okay, Hosea was 'n profeet, want die woord van die Here het tot hom gekom. Die seun van Beeri, hoe sê ons dit? Beeri, in die dae van Isia, Jotam, Agas, Jehizkia, konings van Juda, en die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel. Is dit hierdie Jerobeam? Nee, dit is nie daar Jerobeam nie. Dit is al 'n bietjie af in die lineage. Dit is eintlik Jerobeam die tweede. Okay. Julle sal onthou uit wat ons in Amos geleer het, dat dit die tyd wat Jerobeam regeer het, het dit verskriklik goed gegaan met Israel. Onthou julle dit? Dit het ongelooflik goed gegaan met hulle. Hulle het geprosper. Hulle het op beddens van ivoor geslaap. Hulle het somerhuise en winterhuise gehad. Okay. Kan julle onthou hoekom was God vir hulle so kwaad? Omdat hulle die armes verkoop het vir 'n paar skoene. Onthou julle? Alright. Vers 2. Die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê: "Gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspelbedrywe deur van die Here afvallig te word." Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. Nout vir hom. Dit was actually sy kind. Alright. En die Here het vir hom gesê, noem hom Jesreel. Want nog 'n klein tydjie, dan sal ek die bloedskuld van Jesreel aan die huis van Jehu besoek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel.
Alright? So hy profeteer dat Israel se einde gaan kom en ons wat nou 'n klompie 1000 jaar later staan, weet presies wat met hulle gebeur het. Hulle is in ballingskap uitgevat Assirië toe, so hulle is toe nou verwoes, maar hulle is nou nog daar. So hulle weet nou nog nie wat kom nie, dit gaan met hulle baie goed. Hulle dink niks kan verkeerd gaan nie, hulle is ryk, hulle het geld, dit gaan goed met hulle, dit gaan goed met hulle kinders, hulle prosper. Alright. Wat beteken Jesreel? Dit beteken verstrooi, scattered. Okay. Die name van die kinders in hierdie boek is verskriklik belangrik. So Jesreel beteken scattered. Okay. En ek wil hê julle moet net 'n nota maak, julle kan gaan lees daaroor. Maar in 2 Konings hoofstuk 10 verduidelik hy die huis van jou. Maar vir julle so baie vinnig sê, kan julle onthou wie was Agab, wat die koning was wat met Isebel getrou het? Wat mos die hele Baal-profete en toe Elia gekom en julle onthou daai storie, toe hulle al die Baal-profete doodgemaak het. Jou het toe vir Agab oorwin en al die verder nog wat oor was van Baal. Hy het 'n groot fees gehou vir Baal en toe slaat hy nog 80 Baal-profete dood. Nadat Elia 450 doodgeslaan het. Ek praat onder korreksie van die getalle, maar julle kan dit gaan lees, dis baie oulik presies daar opgeskryf. En jou het toe eintlik baie goed gedoen, maar hy het nie van alles afstand gedoen waarvan hy moes afstand gedoen het nie. So hy was ook nie 'n goeie koning gewees op die einde van die dag nie. Julle sal sien, in hierdie hele tyd het Juda 1 koning gehad, maar Israel het 6 konings gehad. Want Israel se konings is die heeltyd verslaan, want hulle het die heeltyd ungodly gelewe. Okay. Ja. Ja. Juda is vandag se Israel. So ek gaan nog baie vinnig vir julle verduidelik, sê julle reg vir hierdie. Adam en Eva met die sondeval. Adam en Eva se kind wat die lineage verder gevat het was Set. So dit was Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood. Kain vlug en hulle word die Kanaaniete. Die lineage gaan aan by Set. Okay. Many moons later is daar vreeslike goddeloosheid in die land. Die engele van die hemel kom af, hulle het gemeenskap met sekerlik nie net die mense nie, maar ook die diere van die aarde. Engele met mense, dit word 'n hele sirkus. God moet dit op 'n manier, dit is very ungodly, omdat dit, julle kan dit staan hierso in Genesis 6 as ek reg. Kan julle gaan lees, dit het baie sleg gegaan op daai stadium op die aarde. God moet alles uitwis om weer te begin. Hy kry vir Noag om 'n ark te bou. Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle 3 kinders, 8 mense gaan in die ark in en alles verder word verwoes en hulle klim uit die ark uit en van hulle af gaan ons aan met Sem. Sem, Ham en Jafet, Noag se kinders. Gaan ons aan met Sem se bloedlyn. Uit hom uit word Abraham gebore. Dan ken julle die storie Abraham, Isak, Jakob. Jakob het 12 seuns. Onder wie Josef moes bietjie afgeknou word deur sy broers omdat sy pa hom so baie gelaaik het. En Josef word na Egipte toe verkoop aan die eintlik eers aan Potifar en hy land toe uiteindelik uit op in Farao se huis waar hy Farao se drome uitlê, waar hy tweede in bevel van die hele Egipte aangestel word onder Farao en daar's hongersnood. Jy onthou van die 7 maarjare en die 7 vetjare, dis die droom wat hy uitgelê het en in die 7 maarjare spaar hulle toe en hy's aan bewind van hierdie hele storie en in die 7 vetjare toe mag hy nou aan die mense goed verkoop en sorg dat die land nie van honger te dood gaan nie. Die ander lande sukkel en dit is toe nou sy familie, sy ander 11 boeties optrek na Egipte toe. So ooit gewonder hoe kom Moses in die mandjie se storie by Abraham se storie uit? Dis hoe Moses in die mandjie se storie by Abraham uitgekom het. Toe kom die hele familie, op daai stadium was hulle 70 wat ingetrek het in die land Egipte in. Hulle gaan bly, die Farao gee vir hulle 'n gedeelte wat se naam Gosen was. Hulle gaan bly in Gosen en hulle prosper. En daai hele generasie gaan ook toe nou dood op die einde en die nuwe Farao wat inkom sien, weet jy, maar hierdie lot van Jakob se kinders prosper en dit gaan met hulle goed en hulle gaan ons eendag overrule.
en hulle besluit om hulle slawe te maak. En daar kry jy jou 400 jaar van slawerny in Egipte. En Moses word in die proses gebore. Hy is die enigste 2-jarige seentjie wat nie doodgemaak word nie. Inteendeel, God red hom so dat hy in die paleis groot gemaak word en op die einde van die dag lei hy die offspring van Jakob, wat toe op daai stadium, ek dink 620,000 was, ek weet nie, I'm not 100% sure, uit die Egipte land uit, en hulle gaan in die woestyn in, en hulle kon vir 2 weke in die woestyn rondgeloop, en dan was hulle voor Kanaan, inteendeel hulle het daar gekom, die beloofde land, die land van melk en honing, maar hulle is toe te bang om in te gaan. Hy stuur 10 verspeers uit, of was hulle 12, was hulle 10? 12, ek kan nie onthou nie 10 of 12, maar 2 van hulle sê toe die land hulle sal dit kan konker, die ander sê toe nee, hulle is heeltemal te bang, die mense daar is groot, en hulle sal dit nie kan maak nie. En net daar vererg God hom so vir hulle, dat hy sê, right, julle gaan in die woestyn bly, vir die volgende 40 jaar, en totdat hierdie hele generasie uitgewis is. Die enigste 2 ouens wat in die beloofde land ingegaan het op die einde was nie eers Moses nie, maar die 2 verspeers wat gesê het dat dit goed sou gegaan het. Dit was Caleb en Joshua. En Joshua het op die einde by Moses oorgevat. Dan ken julle die storie van Josef verder en dit is toe nou waar hulle in die beloofde land ingaan en dan kry jy jou boeke wat so gewelddadig is. 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, presies dieselfde boek. Dis net die geskiedenis. 1 Konings, 2 Konings word vooruitgeskryf, 1 Kronieke, 2 Kronieke word agteruitgeskryf. As julle dit so wil onthou, eintlik was 1 Kronieke, 2 Kronieke aanvanklik aan die einde van die Ou Testament ook geplaas, maar hulle het dit later jare verander. Okay, so toe kry elke een van die 12 kinders van Jakob kry hulle eie landgebied. Hulle onthou hulle het so oorlog gehad. Hulle moes hierdie ouens gaan uitdryf uit, hulle moes daai ouens gaan uitdryf het, hulle moes daai ouens gaan uitdryf het. En toe dit alles goed gaan en reg is en mooi gebeur het, en hulle kan in vrede leef, wat dink julle is die eerste ding wat hulle doen? Begin weer afgode dien, en dan gaan dit weer bietjie slegter met hulle, en dan rig God 'n rigter op, en die rigter kom help, en hulle verslaan weer die Filistyne. Samson was 'n rigter gewees, Deborah was 'n rigter gewees, Gideon was 'n rigter gewees, en dan toe op die einde van die dag, toe sê hulle vir God, maar okay, hulle wil nou eintlik 'n koning hê. Toe sê God vir hulle, maar dit was onder Samuel, die priester op daai stadium was Samuel gewees. Toe sê Samuel, maar God sê, dis nie 'n goeie idee nie, want julle gaan moet taxes betaal aan hierdie koning, en julle kinders gaan moet werk vir die koning, maar nee, hulle sê die ander nasies het konings, hulle wil ook 'n koning hê. En so rig God toe vir hulle kan julle onthou wie was die eerste koning? Saul, koning Saul op. Okay. En dan ken julle die storie verder, wie vat by Saul oor? David vat by Saul oor, wie vat by David oor? Sy seun? Salomo vat by hom oor, en so God was baie lief vir David gewees, en Salomo het baie geprosper, omdat God was so lief was vir David, maar Salomo, nou, wat was sy groot sonde, kan julle onthou? Van ander plekke, en hy wou sy vrouens tevrede stel, dan het hy maar vir hulle 'n tempel vir Baal gebou, en dan het hulle roke laat opgaan staan in die Bybel na Baal toe, en so Salomo het toe begin eintlik regtig kwaai sondig, maar hy is nog steeds die ou wat die paleis gebou het, wat alles omtrent met goud oorgetrek was, en die tempel vir God gebou het. Okay, so dis waar die tempel van God se storie vandaan kom, en toe Salomo sterf. As gevolg hiervan het God vir hom gesê, die ryk gaan skeer na jou. Ek gaan nie die ryk in jou tyd laat skeer nie, hoekom? Want ek het vir Dawid beloof dat ek vir jou goed sal wees. Hoor God se hart, as jy wil dink aan generasie bagasie, hoor God se hart. Okay, so Dawid was hy baie lief voor, Salomo het gesondig, maar hy was nog steeds goed vir hom, maar hy het hom gewaarsku, na hom gaan die ryk skeer. Tanika? Ek gaan iets doen. Jy kan hier die hele Bybel kyk en sien vir my seun Dawid, vir my seun Dawid, vir my seun Dawid, vir my seun Dawid. As jy so die Bybel kyk, is dit eintlik wondervleis. Hoe hou die Here sy hand oor die huis van Dawid. En Dawid was ook nie die soetste ou gewees nie, maar Dawid was regtig baie lief vir God, so hy het altyd vir God baie jammer gesê as hy stout was. Okay, so toe skeer die ryk, dis nou eintlik by die punt waarby ons wil uitkom.
in Salomo, na Salomo. Salomo se seun wat moes oorvat, se naam was? Rehoboam. Nout, belangrik. Ek gaan hierdie goed in wit druk, want ons kan nou nie sien nie. Rehoboam. Okay. Toe sê hy, toe gaan consult uit met die elders, en hy gaan consult met die jong mense, sy chommies, en hy sê, hierdie mense wil nie meer so baie taxes betaal nie, wat dink julle moet ek doen? En die ouer mense sê vir hom, wees lenient, jou pa was 'n goeie leier gewees, wees lenient op die mense, maar hy kies toe om vir sy maats te luister, wat sê nee, tax hulle meer, sit jou voet nou neer, hulle moet sien wie is koning, na? En toe skeer die ryk, want toe gaan die helfte saam met Jerobeam, wat op daai stadium een van die voormanne was, hy was eintlik die voorman oor die bouprojekte, so 'n klomp van die ouens gaan toe saam met Jerobeam, 10 van die 12 tribes, na? En hulle move uit Israel, hulle move uit Jerusalem uit. Onthou in Jerusalem was die tempel. Onthou hulle het onder 'n tempelorde gewees waar hulle moes gaan offers gee het en so. So hulle trek toe weg uit waar die tempel is, uit Jerusalem uit en hulle gaan op Samaria toe. Samaria word toe hulle hoofstad. En ek het nie besef hy was so blaatantlik stout nie, maar hy was so, want hy wil toe nie meer hê sy mense, sy 10 tribes moet die hele tyd afgaan om te gaan offer in die tempel nie. So hy bou toe in Samaria 'n tempel vir Baal waar sy mense kan gaan offer. So kan julle nou dink, hoekom het dit met die noordelike stam gegaan, soos wat, maar net om by aan die Gael se punt uit te kom, hulle word voortaan genoem Israel, hierdie 10 tribes. Hierdie 2 tribes word voortaan in die Bybel genoem Juda. Alright. En Juda het eintlik bestaan uit Juda en Benjamin, die 2 klein boeties, en Levi, want Levi was die Leviete, wat in die tempel moes, hulle het in die tempel gebly, so hulle was in anyway, hulle het nie veel van die keuse gehad nie, hulle was ook daar gewees. Alright, is dit die punt wat ons wou maak, nou? Jerobeam, Israel en Juda, okay, so julle is nou by met Israel en Juda, okay, so, julle sal net gaan lees van my oor die huis van jou, dit is baie interessant om net weer te onthou van Agab en Isebel en so, en dit staan daar by het ek nou sê 2 Konings 10 rond. Okay, vers 5, is julle by? Ja, in die dag sal ek die boog van Israel verbreek. Boog dui op power. Hulle was aan bewind gewees. Nou ek sal die boog van Israel verbreek in die laagte van Jesreel. Nou Jesreel was ook 'n plek, die vallei, die Jesreel vallei. Wat het in die Jesreel vallei gebeur, kan julle onthou? Julle kan gaan lees in 2 Konings, dit staan, julle ding staan ook daar, dit is waar die een koning die ander koning gekonker het, en waar die huis van jou eintlik sy mag gekry het, en is uit jou se huis uit, wat Jerobeam op die einde, die Jerobeam die tweede op die einde sy koningskap gekry het. Alright, vers 6. Toe het sy weer swanger geword, hy net. Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar. Let op, daar staan nie, en vir hom 'n dogter gebaar nie. Dink julle dit was sy kind? Most probably not, no. En hy het vir hom, Een is sy kind, en die een is nie sy kind. die volgende 2 is nie sy kinders nie, dink ek. En hy het vir haar gesê, noem haar Lou Rugama. Nou, is interessant in die Hebreëse taal, as jy enige woord in die negatief wil sê, dan sit jy net 'n lou voor. So lou is negatief. En Rugama beteken mercy of grace. So geen grace. Wat noem ons haar? Geen grace, no mercy. Hier in my Bybel staan met noem haar sonder ontferming. Sonder geen grace. Maar Lou Rugama is wat die naam was. Want ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm, daar staan die woord, deur hulle vergifnis te skenk nie. Ek gaan hulle nie verder vergewe nie, ek is nou kwaad. So eers gaan hy hulle skatter, en dan gaan hy hulle ook nie meer oor hulle ontferm nie. Sien julle? Vers 7, maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm, en hulle verlos deur die Here hulle God. En ek sal hulle nie deur die boog, of swaard, of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie.
So wat daar gebeur het, julle kan gaan lees in 2 Konings 18 vers 35, is daai geskiedenis wat daar gebeur het. So Assirië het vir Juda aangeval, die onderste tribe, maar hulle nie oorwin nie. God het persoonlik daai hele leer van hulle, en dit was 'n lot, ek dink dit was iets soos, ek weet nie, 185.000 die getal wat ek nou in my kop het, dit was 'n hengse lot mense, wat hy verslaan het, sy engel, hulle het nie eers 'n swaard opgelig nie, om dit reg te kry nie. Ok, nadat sy Lo-Ruhamah gesteen het sy weer swanger geraak, en 'n seun gebaar. Staan daar en vir hom 'n seun gebaar? Ok, en hy het gesê, noem hom Lo-Ami. Wat beteken Ami? Ami beteken myne. Nie my volk. Ami beteken myne, so Lo-Ami, nie myne. Ok, want hulle is nie my volk nie, en ek sal nie julle sin wees nie. Ok, so wat belangrik is, wat ons hierso net moet sien, is om te besef dat God is 'n gentleman. So hy het nie gesê, luister, ek vat hierdie hoervrou weg, of weet jy wat, ek verander haar hart. Hy is 'n gentleman, hy gaan jou toelaat om jou sondes te doen, soos wat jy dit doen. Hy wil hê, jy moet op die einde van die dag na hom toe kom, omdat jy na hom toe wil kom. Nie, hoorie, ek wil nie meer kanker hê, ek kies nou om na God toe te gaan nie. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom, of jy kanker het of nie. Hy wil hê, jy moet waaragtig lief wees vir hom. Dis hoekom hy hierdie goed toelaat. So julle moet onthou, hou in die agterkop, wat is ons hier besig om te probeer kry? Ons wil God se hart voel. Okay. En die volk kon in wat in Hosea se lewe gebeur het, kon hulle gesien het wat aangaan, want hulle het mos nou geweet hy's 'n profeet, en hulle hoor mos wat die kinders se name is. Sien, so hy het vir hulle geprofeteer sonder om te praat, sy lewe het vir hulle gewys. Maar vir vandag moet ek en jy net besef wat God se hart is. Hy wil niks op jou afdwing nie. Hy wil hê jy moet vir hom lief wees, want jy is vir hom lief, want jy is waaragtig vir hom lief. Okay. En dan hoor nou hoe word God klaar weer sag in vers 10. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see. Beteken hulle gaan vermeerder. Wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Okay, so hulle nommer 2, hulle sal God se kinders genoem word, as God hulle herstel, né? Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader. So daar gaan 'n reunion wees, hulle gaan reunite, Israel en Juda, dis die derde een. En vir hulle een hoof aangestel word, wat uit die land optrek, wat groot is in die dag van Jesreel. Alright. En dit wys na Jesus, né? Jesus gaan dan die een koning wees wat vir hulle opgerig gaan wees. So hierdie is 'n profesie na waar ons nog nie eers is nie, na wat kom, na waar ons ook nog na uitsien. Hierdie ek sal hulle terugbring. Is Israel wat nou. So deur ek het nou maar Kan wees? en hoeveel keer hulle terug. En sê nie van wat is maar Israel keer nou, hy bring hulle van oor die wêreld terug na hulle land. En dit moet eintlik net vir ons sê, op vandag se tyd. En as jy en onthou nou net, dan sê die daar in Tessalonisense, dan sê hy, ons is nie onbekend met hierdie dinge, die profeseë en die goedes, om te weet wanneer die eindtyd kom nie, né? So ons, wat hierdie lees, kan sien, ons kan die seisoene lees, om te besef, dat ons baie na in die eindtyd is. Ja. Okay. En dan hoor hoe mooi sê in vers 12, sê aan julle broers, Ami, nie Lo-Ami nie, Ami, myne, né? En aan julle susters, Ruhamah, grace, mercy, ontferming. Okay, vers 2, dit gaan oor God se herstel, hy gaan herstel, hy gaan hulle nou verwoes, want hy wil baie graag hê hulle moet terugkom na hom toe, maar hy gaan hulle ook herstel. Hoofstuk 2, twis met julle moeder, sê hy nou vir die kinders, twis, want sy is nie my vrou nie,
en ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar oorspel van haar borste af weg. So wat sê hy? Nou is hy kwaad, want nou het sy alweer gaan rondloop. Nou, ek dink dit voel vir my so amper, hy sê vir ons, hy moet nie weer swanger raak nie. Laat sy dit van haar borste af verwys. Hy moet net nie weer 'n keer met borsvoed nie. Ja? Vers 2. Anders sal ek haar naak uittrek, hoor wat gaan God alles doen, en haar neersit soos op die dag van haar geboorte, en haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dor land, en haar van dors laat sterwe. En ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. En ek sê weer vir julle, hoor God se hart as dit kom by jou generasie. Julle moet let op julle generasies. Wat het ek hier vir julle geskryf? Ja, dit is, sal ek nou vir julle sê. Want hulle moeder het in ontug gelewe, vers 4, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen, want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop wat my brood en wat my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. So dit gaan oor satisfaction of now. Nou, maar julle kan vir julle 'n nota daar maak, Hebreërs 11 vers 25. Dan is daar baie mooi skrif oor hoe die sondes, dit wat nou lekker is, verbygaan. Hoe die sonde jou sal uitvind op die einde van die dag. Die stukkie van 1 tot 5. Praat God hierso met Israel? Hy praat met die kinders van Hosea. Hy eintlik praat Hosea met sy kinders. Maar onthou wat Hosea gedoen het, is vir ons 'n voorbeeld. So God praat eintlik met Israel. God sê eintlik vir die kinders van Israel, sê vir julle ouers wat hulle doen is nie goed nie. Sê vir julle ouers, hulle moet ophou om te hoereer met afgode. Sê vir julle ouers, hulle moet terugkom na my toe. Maar hierso sê Hosea dit vir sy 3 kinders. Is ek reg? So hierdie hele ding is 'n visie. Hosea het nooit voor mense gaan staan en vir hulle gesê A, B, C en D nie. Sy lewe was die profesie gewees. Okay. Vers 5. Daarom kyk. Ek sal jou weg met dorings toemaak om haar 'n muur bou sodat sy haar paaie nie sal vind nie. En dit was my so mooi stuk, want ons bid altyd 'n hedge of protection om mense. Maar nou hoor, hy gaan die hedge maak van dorings. So wat gaan met Israel gebeur as hulle uit die hedge uit beweeg? Hulle gaan dit voel, is ek reg? Nou, dis mooi. So God se protective hedge kan altyd kante toe gaan. Dit kan jou binnehou in sy perke, of dit kan jou dalk beskerm van wat van buite af sou kom. Dalk van jouself beskerm, nou vers 6. En sy sal haar minnaars agterna loop, maar hulle nie inhaal nie. En sy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. Okay. So dit sal met hulle so sleg gaan, dat hulle sal terugkeer na God toe. En dit het eintlik baie keer gebeur in Israel se geskiedenis. As dit met hulle goed sleg gaan, het hulle teruggekeer na God toe. Ja, sy het nie erken dat ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het, ook die silwer vir haar vermenigvuldig het en goud wat hulle vir Baal gebruik het nie. Die wat van julle wat op die groep is, ek sal dit lees, maar kyk gou, ek het dit vir julle nou daar gepost. Hierdie is vir my so mooi en dit is so waar. Dit is eintlik so ontstellend. God gave to man the trees of the forest and the iron in the ground. He gave man the brains to make an axe
and nails from the iron, and the energy to cut down the tree, the skill to fashion the wood into beams. God gives man the cleverness to make a handle from the wood, and head from the iron, and combine it into an effective hammer. Then man takes the beams, the nails, and the hammer, and he nails God to the cross, where God willingly stretched out his arms, dying on the cross to make the guilt and penalty man's sin deserved, and to make a new, restored relationship between God and man. Hy is klaar op die groepie. En dit is wat God hier sê, ek gee vir julle alles. Ek gee vir julle olie, ek gee vir jou geld, ek gee vir jou kinders. Wat doen jy met dit? Wat doen jy in vandag se tyd met dit wat ek vir jou gee? Wend jy dit aan tot uitbreiding van my koninkryk? Wend jy dit aan tot my glorie? Want is ons nie maar net geskape vir God se glorie nie? Of wend jy dit aan vir mammon? Of wend jy dit aan, vat jy jou geld en koop vir jou die grootste TV, dat jy net nog minder tyd met jou kinders kan spandeer? Julle hoor wat ek sê, vat jy jou geld, koop jy drank, dat jy net nog leliker met jou vrou kan wees. Vers 8, daarom, en as God sê daarom moet jy weet, daarom sal ek my koring, nou praat God, ek is God, terugneem in die oestyd, en my mos op die bepaalde tyd, en wegneem my wol en my vlas, wat dien om haar naaktheid te bedek. So hy gaan vir haar kaal uittrek. En hoekom doen hy dit? Omdat hy kwaad is, eintlik net omdat hy waaragtig wens dat sy wil terugkom. En ek sal dan haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars, en niemand sal haar uit my hand red nie. En ek maak 'n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maande, haar sabbate, ja, aan al haar feestydde. Sê vir my vir die laaste, ek kan amper sê 1000 jaar, wanneer laas het Israel 'n bokkie geoffer in die kerk? Is weggevat, daar is heeltemal weggevat van hulle, En ek sal haar wingerdstok en haar vyebome verwoes, waarvan sy gesê het, hierdie dinge is my boereloon wat my minnaar my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak, en die wilde diere van die veld sal dit opvreet. So besoek ek dan aan haar die dae van die Baals, toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het. Ek bring dit nou oor haar, ek vergeld dit nou. En haar met haar neusringe en haar halsierade versier en haar minnaars agterna geloop het. Maar my het sy vergeet, spreek die Here. So toe dit goed gegaan het, toe sy lekker gevloerd het, mooi aangetrek het. Vers 13, daarom, kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. Daar's God klaar besig. Hy gaan na haar hart spreek. Tannie Gail, sê gou vir my wat staan daar in Engels, want dis 'n mooi woord in Engels. En dan die volgende enetjie net waar hy sê hy lei haar na die woestyn. Ja. Ja, allure. Ja. And speak comfort. Hy sal haar amper inkatrol. Ja. Ek sal met haar flirt, kan ek dit so sê? Ja. Dis 'n ja, so God gaan weer, hy wil weer by haar uitkom. En dan vers 14, dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee, en die dal van Agor, wat beteken moeilikheid of trouble, so van die valley, in Engels staan nou eintlik die valley, van die valley van Agor, die vallei van Agor, tot die deur van hoop, so van die valley van Agor tot die vallei van hoop basies, want ons is nou weer op restoration, en daar sal sy antwoord gee, soos in die dae van haar jeug, en soos die dae toe sy uit Egipte land opgetrek het. En in die dae, spreek die Here, sal jy my noem, my man, en nie meer my Baal
Baal beteken in Hebreëus eintlik my Heer, my Lord. Nie soos Here nie, my Heer, my Lord, my Master. Okay. So ons sal nie vir die Here noem Master nie. Ons sal hom noem my man. Onthou, dwars deur die Ou Testament, so as ek nou sê ons, dan praat ek eintlik verkeerd. Praat God dat hy Israel se vrou is. Se man is, ekskuus. Israel is God se vrou. Soos hy sê, God sê hulle gaan hom noem my man en nie meer my meester nie. In die Nuwe Testament en in die kerkera, dan praat hy ons is sy bruid. Hy is ons verloofde eintlik. Maar hy is Israel se man. Okay, so nie meer my Baal nie, so nie meer my meester nie. Dit gaan wees my man. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle naam nie meer genoem sal word nie. Vers 17. Verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en met die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus. Kan julle die restoration sien? En hy transform sommer die hele land. En hy gee vir die land, hy sluit 'n verbond met die land. In vers 18, en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierendheid en in ontferming. Vers 19, en ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. En ek wil hê julle moet 'n nota daar maak en hierdie is vir my baie kosbaar. Johannes 3 vers 16 ken ons almal, né? Ek wil dit gou vir julle lees. Johannes 3 vers 16 is die skrif van die evangelie. Dit is die skrif van wat Jesus vir ons gedoen het, waaruit ons as liggaam van Christus se hele, ek wil amper sê doktrine, se hele alles wat ons glo bestaan. Luister nou mooi. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Okay, nou vra ek vir julle, wat is die ewige lewe? Is dit wanneer ons sterwe? Kyk gou in vers 36 van Johannes 3 vers 16, die wat daar is, as julle nie daar is nie, ek lees. Hy wat in die seun glo ons in die seun, het die ewige lewe. Reeds, nou, het die ewige lewe. Maar hy wat in die seun ongehoorsaam is, sal die ewige lewe nie sien nie. En as jy dan gaan na Johannes 17 vers 3, wil net gou vir julle hierdie wys, dis vir my so mooi. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Hoe ken ons God? So Adam het vir Eva geken en Abel is gebore. Kain en Abel is gebore. Hoor julle daai ken? Hierdie het hierdie geken en hierdie kind is gebore. Dit is hoe hulle die woord ken gebruik het in die Ou Testament. En dit is waarvan hulle hier praat. Dit gaan oor 'n intimate relationship met God. Dis mooi daai naam. Mag ek nou net weer vir Hosea kry? In my Bybel, vers 18, stel hom eintlik baie mooi. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my Here toegewyd sal wees. It's beautiful. Ek weet. Ons sal nou kyk. En in die dag, vers 20, sal ek verhoor, spreek die Here. Ek sal die hemel verhoor. Vers 20, en in die dag sal ek verhoor, spreek die Here. Ek sal die hemel verhoor en ek sal die aarde verhoor. Die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie en die sal Jesreel verhoor.
So dit gaan oor God se voorsiening, vers 22, en ek sal haar vir my saai in die land. En ek wil net hê julle met hierdie saai, hoor hom net gaan mooi, wat beteken Jesreel? Scattered. Né? Wat is die positief van scattered? Saai. Hoor nou hoe mooi sê hy, herstel, ons is nou in herstel. En ek sal haar vir my saai in die land, en my oor Lo-ruhamah ontferm. Oor geen mercy gaan ek my nou ontferm. Oor geen ontferming gaan ek my ontferm. En aan Lo-ammi sê, jy is my volk. En hy sal sê, my God. En dis so God se hart. Ek wil vir julle gaga net wys Johannes 15 vers 2. Seker wat ek daar wou sê nie, maar ek het dit vir julle daar geskryf. Johannes 15 vers 2. En elke loot wat in my nie vrug dra nie, dis definitief nie dit nie. Ek weet nou nie. Wat wil ek nou vir julle daar gesê het nie? Ek weet nie, maar in elk geval, my God. Hulle sal hom noem my God. Nie my Here nie, nie my Baal nie, my God. My man, die hoofstuk 3. En die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer, bemin jou vrou, wat bemin word deur haar vriend. Wat het die vrou nou die keer gedoen? Sy is weer weg, kan julle sien. Maar wat oorspel bedrywe, net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle tot ander gode wend en versot is op rosynkoeke. Okay, so God sê weer 'n keer, gaan bemin jou vrou. Al is sy besig met wat en besig om wat te doen. En weet julle op 'n stadium, ons is nou almal bietjie ouer en almal is al getroud en hier sit 'n paar wat nog moet trou, maar dit as ons God se hart oor hierdie ding kan verstaan, dan gaan ons hart oor egskeiding dalk ook bietjie anderster voel. Want dit is nie God se hart om te skei nie. En daar is omstandighede en 'n mens verstaan dit. En ek bedoel, dis ook nie God se hart dat jy met 'n hoer trou nie. En hier sê hy vir Hosea om met 'n hoer te gaan trou. So elke ding kan 'n mens in sy eie omstandighede seker maar definieer of wat ook al, maar God stuur weer 'n keer vir Hosea, wat sy vrou nou by sy vriend is, om haar weer te gaan bemin. En kyk wat verwag God van hom. Toe het ek haar vir my gekoop vir 15 sikkel silwer en 'n 1,5 gomer gars. Toe gaan koop hy haar. So sy's nou 'n prostituut. Hy het nou vir haar gaan betaal. Nou het sy nie 'n keuse as om huis toe te kom nie, want sy's nou gekoop. En dit was baie geld. Dit was omtrent die helfte wat jy vir 'n slaaf sou betaal het in daai tyd. En ek het aan haar gesê, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my, nie hoereer nie, en aan geen man behoort nie, en so ook ek teenoor jou. Want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit, sonder koning, en sonder vors, en sonder slagoffer, en sonder klipaltare, en sonder efod, en sonder huisgode. Is dit wat gebeur het? Het Israel nou 'n tempel? Kan hulle gaan 'n efod is 'n priesterlike garment. Ja. So hulle gaan niks van daai goed hê nie. En dis presies hoe dit toe met hulle gebeur het. Nou. In vers 5, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die Here hulle God soek en Dawid hulle koning en met siddering aankom na die Here en na sy goedheid in die laaste van die dae. En daai laaste van die dae is ook die eindtyd waarna ons nou uitsien. En David taking. Ja. 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 Ja, hy bring hom weer. Ja. Ja. Hulle noem Jesus ook seun van Dawid. Star of David. Ja. So Dawid, daai koninkryk word die hele tyd deurgetrek. Ja, so kan jy dink dat God gebruik vir Hosea om met 'n hoervrou te gaan trou, om vir ons te wys hoe lief hy eintlik vir Israel is.
en hoe Israel hoereer en hoe hy nou maar keer op keer sal teruggaan na hulle toe en dit en hulle probeer doen net sodat hulle harte terugkeer na hom toe. So God se hart was so goed vir Israel gewees en die begeerte van sy hart was net dat hulle vir sy glorie moes gewees het, maar hulle het bly terugval na die afgodes toe. En al die profeseë dui daarop dat dit in elk geval gaan restoreer weer. So waar ons nou kyk, lyk dit vir ons of dit baie sleg gaan met Israel, maar God het 'n belofte en dit is dat dit gaan weer herstel.